Dit is vir iemand spesiaal nou. Ek ervaar ek moet dit vir iemand sê wat vasgevang is in 'n finansiële situasie, soveel so dat dit eintlik rusie en onmin veroorsaak in die huis. God is groter as dit. Rus in sy oortuiging as liefde, as jou Vader. As ek wat 'n aardse vader is, goed doen en wil goed doen aan my kinders, en as my kind my 'n brood vra, ek hom nie 'n klip of 'n slang sal gee soos die Bybel sê nie, hoeveel te meer nie ons Abba Vader nie. Ek moet dit vir iemand sê vanoggend. Al is dit iemand wat die YouTube video gaan kyk. Gaan in daardie rus as oortuiging as jou Abba Vader en kyk en sien hoe hy jou gaan verras. Is dit reg so? Welkom vandag by ons. Is lekker om elkeen hier te hê. Verlede maandag in Benoni, toe gee God my hierdie woord om vandag te bring. En ek is opgewonde oor dit. Kyk gou wat sê 1 Korintiërs 10:26. Kyk gou wat sê 1 Korintiërs 10:26. 1 Korintiërs 10:26 sê, want die aarde behoort aan die Here en die volheid daarvan. Psalm 24 vers 1 sê, en die mens daarop. Sê vir my, as die aarde aan die Here behoort, gaan hy die aarde vernietig? Gaan die aarde tot niet gaan? Hoekom lyk die aarde soos wat dit lyk? Wie se skuld is dit? God se skuld? Die mens se skuld. Sê vir my, al die chaos, al die aardbewings, al die oorstromings, is dit omdat dit eindtyd profesie is wat in vervulling kom, of is dit omdat die mens nie besig is met waarheid nie, en die mens nie weet wie hy is op die aarde as identiteit nie? Sê vir my, het God hemel in gedagte gehad as eindbestemming vir die mens, of was aarde die bestemming wat God in gedagte gehad het vir die mens, en alles moet wees baie goed? Sê saam met my, baie goed. En dit op die aarde, dit was God se begin. Dit was God se begin. God se begin was dit, mense. Toe God begin het, in Genesis 1. Toe God begin in Genesis 1, en God het die hemel en die aarde geskape. God het die hemel en die aarde geskape, was alles goed. Alles was baie goed, alles was goed. Tot op die 6de dag. Op die 6de dag het God die mens gemaak, het God die mens geformeer uit stof. Let wel, net vir Adam, uit stof. En uit Adam, die vrou. So ek en jy was gebore uit 'n vrou. Dit was net Adam wat uit stof was, nie ek en jy nie. As geskape, as 'n proses. En baie interessant, toe God die mens geskaap het op die 6de dag, nadat God alles gedoen het, as die 1ste, 2de, 3de, 4de, 5de dag, was alles as gevolg van die mens baie goed. Nie meer goed nie, alles was toe nou baie goed. Want die aarde behoort aan die Here, die volheid daarvan, en die mens daarop, en God het in gedagte gehad, alles sal wees baie goed.
So as dit nie so is nie, is dit God se skuld? Wie se skuld is dit? Die mens. Darms en pens. Kyk wat sê Psalm 115. Kyk wat sê Psalm 115. Kyk wat sê Psalm 115. Psalm 115. Vers 16. Die hemele is hemele vir die Here, maar die aarde het hy aan die mensekinders gegee. Hulle probeer nou kyk of die mens op Mars kan woon, en of die mens op, ek weet nie waar kan woon nie. Ek het 'n verrassing vir jou, my vriend en my vriendin. Die Here het die aarde vir die mensekind gegee. Nie vir 'n kort tydjie, en dan moet die mens hemel toe gaan nie. Nee, my vriend, nee. Die hemele is hemele vir die Here, maar die aarde het hy aan die mensekinders gegee. Die dode en almal wat na die stilte neerdal, sal die Here nie loof nie. Daarom was die dood van 'n mens. God het geen behaag in die dood van 'n mens gehad nie. Vers 18. Maar ons sal die Here prys van nou af tot in ewigheid, want daar is geen dood. Al dood wat daar is as gevolg van 'n mens. En die oorsprong, die rede van daai dood, die oorsprong van daai dood, die rede van daai dood, wat se kleur, ek gaan 'n ander kleur gebruik, is veroordeling. Wat is veroordeling? Veroordeling is enige vorm van straf of skuldig bevinding. Onthou julle vir Adam en Eva, toe hulle eet van die boom van kennis en goed en kwaad, en hulle oë oopgaan, en hulle sien hulle skielik naak, terwyl hulle al die tyd naak was, toe kruip hulle weg, en hulle verberg hulle, as gevolg van veroordeling. Dit alles is die vrug van die dood. Dit alles is die vrug van die dood. Die hemele is hemele vir die Here, maar die aarde het hy aan die mensekind gegee. So kom ons begin. Hierdie was 'n ligte fondasie. Kyk wat sê Johannes 17. Kyk wat sê Johannes 17. Kyk gou wat sê Johannes 17 nou. Johannes 17. Hoor vir Jesus nou. In Johannes 17 sê hy, in Johannes 17 sê Jesus iets interessants. Kyk wat sê Johannes 17. As ek dit gaan kry in my Bybel. Johannes 17 vers 4 sê Jesus, ek het u verheerlik, waar? Op die aarde. So waar moet die verheerliking plaasvind? Wat moet heerlik wees? Wat moet baie goed wees? Waar? Op die aarde. Dis hoekom hy gekruisig was ook op die aarde. As die aarde nie so belangrik was nie en hemel was ons eindbestemming, dan was dit nie nodig vir Jesus om uit die dode opgewek te word nie. Maar hy is uit die dode opgewek. Wil jy weet hoekom? Want die verheerliking is op die aarde. Dis eintlik logika. Nou sê hy, ek het u verheerlik op die aarde, die werk wat u my gegee het om te doen, het ek volbring. Wat was die werk wat hy kom doen het? Wat was sy werk? Hy het alles kom word, wat ons weerhou, om te is, op die aarde. Waar het hy die werk kom volbring? Die werk wat u my gegee het, het ek kom volbring. Hy het dit kom volbring, toe hy uitroep, dit is volbring. Is dat klaar gewerk, daar kan nie meer gewerk word nie. Al wat nou oorbly, is om te rus. Want ons weet God se begin was nie Genesis 1 se begin nie. Ons weet
Ons weet voor die grondlegging van die wêreld was eintlik God se begin. Ons weet voor die grondlegging van die wêreld was eintlik God se begin. Was reeds God se begin as alles is baie goed. Ons weet dit. Ons weet jy was voor die tyd al reeds uitverkies. Ons weet dat jy was voor die tyd al reeds verordineer. En toe hy alles kom volbring, toe hy die werk kom volbring, toe kom volbring hy alles wat ons gediskwalifiseer het en hy manifesteer en in 3 dae as opgewek, openbaar hy aan ons as die ware, soos dit was voor die grondlegging van die wêreld. Luister nou mooi, as die begin, as die eerste, sodat alles weer kan wees, sodat alles weer kan wees, baie goed. Maar dis 2026 jaar later, lyk dit vir julle of dit baie goed is. Weet julle hoekom lyk dit nie so nie? Ons is nog steeds by werk. Ons het nie uitgekom by die rus. Ons het nie uitgekom by dit is volbring. En hy noem dit die 7de dag. Hy noem dit die 7de dag. En na ons saam hom opgewek is, as die begin, as die eerste, is daar geen dag nie. Daar's nie 'n 8ste dag nie, daar's nie 'n 9de dag nie. Hier is net ewigheid. As alles is tot verheerliking van hom. Daarom was alles, Romeine 16, daarom was alles uit hom, alles was deur hom, en nou is alles op die aarde, want hy's gees tot hom, 'n verheerliking, en dis 'n mens. Maar die mens wil hemel toe gaan. Of die mens profeteer, omdat daar verwoesting is, dis 'n einde. Daar kan nooit 'n einde wees nie. Daar was wel 'n einde van 'n stelsel. Daar was 'n einde van 'n eeu. Watter einde van watter eeu? 'n Einde van alles wat nie baie goed was nie, sodat ons as begin die eerste kan wees. Alles is. Jette mense, en as jy dit nie kan sien nie, as jy dit nie kan sien nie, hy sê, ek het die werk wat my Vader my gegee het, kom volbring, sê 7de dag. En weet wat is so interessant van God? Wat is so wonderlik van God? Want God kan nie lieg nie. Sê wie, ek praat nou maar net, as ek skrifte nou, jy moet my bybly. Weet wat is so wonderlik van God? Hierdie God is gister, vandag en tot in ewigheid dieselfde. Maar hierdie God is 'n God van sy woord. Toe hy sê in Genesis 1:26, laat ons mense maak na ons beeld, ons gelykenis, laat hulle heers. Laat hulle die dinge op die aarde onderwerp en oor dit heers as baie goed. Het God nie van opinie verander nie. Want ons weet, die geskape mens uit stof het alles veroordeel. Alles was vervloek. Daar was chaos. Maar God het besluit, hy as God kom word mens. Die woord kom word vlees en hy kom werk en hy volbring alles wat nie baie goed is nie. En toe hy op die 6de dag, die laaste dag as 6de dag, die mens skape as baie goed. Raai wat kom doen God, want God kan nie lieg nie. God het gesê die mens moet heers. Toe begin hy as eerste weer met die mens. (2026 jaar terug het God begin met die mens om te heers. Maar die mens wil nie heers op die aarde nie. Die mens wil, en dan wil hy hemel toe. Die mens wag vir 'n verwoesting
want hy profeteer moeilikheid. Terwyl vir 2026 jaar wag God, wag die engele, wag die skepping vir die begin as die eerste, as die ware Genesis 1:26, God se droom, 'n mens. Hoe verskriklik. Kyk wat sê Kolossense 1:24. Kyk wat sê Kolossense 1:24. Kyk wat sê Kolossense. Is dit nie fantasties nie? Besef jy hoe lief het God jou? Besef jy hoe lief het God ons? Besef julle dat die God van almag, die skepper van hemel en aarde, sy grootste begeerte, sy grootste vervulling van die woord wat vlees geword het, is 'n mens. En hier sit hy vanoggend. En nou laat ons toe dat finansies, nou laat ons toe dat wêreldse dinge ons van stryk afbring, laat wakker lê, bekommerd. Sê, soos Rudy sê, 'n pragtige dag. Almal het nog gedink, gewonder, ek gaan iets anders sê. Kolossense 1:24, hoor vir Paulus. Paulus sê, nou verbly ek my in my lyding vir julle, en vul my vlees aan deur oorblyfsels van die verdrukking van Christus vir sy liggaam, wat die gemeente is. Vers 25, waarvan ek 'n dienaar geword het volgens die bediening van God wat aan my gegee is, in julle belang om die woord van God te vervul. Stop die bus. Kyk op die bord. Hy het dit kom volbring. Hy het dit kom volbring. Ek en jy as mens, punt nommer 1, is die vervulling van die woord. Die woord wat vlees geword het, is deur hom volbring. Luister mooi. En die woord wat vlees geword het, wat in vervulling gebring word, is ek en jy as 'n mens. Nou verduidelik hy hoe. Dit was 'n verborgenheid, vers 26. Die verborgenheid wat van eeue en geslagte af verborge was, maar wat nou geopenbaar is aan sy heiliges, aan wie God wil bekend maak, dat die rykdom van hierdie heerlikheid van die verborgenheid onder die heidene is. Dit is Christus in julle. Dis Christus onder julle, die hoop van die heerlikheid. Hom verkondig ons nou, terwyl ons elke mens vermaan, om elke mens in wysheid te onderrig, om elke mens volmaak in Christus voor te stel. Wat is die vervulling van die woord? Nie die hoop van die heerlikheid. Onthou julle die 40 jaar, ek gaan nie weer daaraan toe gaan nie, die 40 jaar tydperk na die kruis, as die eindtyd, as gevolg van die ongehoorsame Jode. Vir hulle was dit 'n hoop. Vir my en vir jou as die vervulling van die woord, beteken ek en jy is die openbaarmaking. Ek en jy is die openbaarmaking as die Christus. Vir Paulus was dit 'n hoop van die heerlikheid, 'n heerlikheid wat die aarde moet bedek, soos die waters die seebodem. Ek en jy is nie die vervulling as die hoop van dit nie. Ek en jy is die vervulling as die heerlikheid. Dit gaan vir die volgende 1000 jaar 'n hoop bly, as jy nie gaan uitkom by dit is volbring nie. Hy sê in die week vir my, waar die Bybel sê in jou, die Bybel sê die koninkryk is in jou, die woordjie in jou beteken, die koninkryk is jyself. Jyself is vrede, jyself is geregtigheid, jyself is blydskap. Die heerlikheid Christus in jou beteken eintlik, die heerlikheid Christus jy. Die heerlikheid Christus jy. Jou liggaam, die Heilige Gees is in jou liggaam as tempel, beteken eintlik, jy is die Heilige Gees, die tempel. Dit verander alles. Dit verander alles. So punt nommer 1 is ons, al vir die afgelope 2026 jaar, die vervulling as die woord wat vlees geword het. Hier staan hy, dit maak jou wild, dit maak jou radikaal. Hoekom is dit chaos? Want die mens, wat die vervulling is van die woord,
wag nog as 'n hoop vir die volbring van profeseë, terwyl hy op die kruis uitgeroep het, dit is volbring. Dis hoekom het lyk soos wat dit lyk. So punt nommer 1, ons is die vervulling. Daarom is my werk nie om jou in die hemel te kry nie. My werk is nie om jou in afbob te kry nie. My werk is om jou te onderrig in wysheid, dat jy kan ontdek volkome wie jy is as in Christus, sodat Christus jy geopenbaar kan word as die vervulling van die woord wat vlees geword het. Mense, dis ek sê vir julle, dis fantasties. Met ander woorde, die koninkryk, Richard, asseblief, Richard, gee aan 'n klap, want ek wil hê jy moet dit sien, ek wil hê jy moet die prentjie sien. Dis nie jy en as die koninkryk in jou nie. Dit is nie jy, dan is vrede in jou nie. Dit is jy as die koninkryk, jy is die vrede. Jy is die geregtigheid. Jessie, Here, dis gevaarlik. Ek sê vir julle, dis gevaarlik. Jy is die lewe. Jy is die blydskap. Jy is die Christus. Die vervulling van die woord. Hoekom lyk dit so? Hoekom is dit chaos? Want die woord is volbring, maar die woord is nie in vervulling gebring nie. Wag. Van ek van Benoni af terugkom, as ek met 'n heilige salwing teruggekom, ek gaan my gedra. Hoor julle wat ek sê? Vervulling beteken kompleet, volkome. Ek skiet in niks tekort nie. Daarom sê hy in 2 Petrus 1 vers 3, hy het ons alles geskenk wat tot hierdie lewe lei en hierdie godsvrug. Dit beteken God sigbaar aan vlees, dit beteken alles is baie goed. Daarom, gaan terug, Genesis 1 toe. Genesis 1:25, ek gaan dit nou maar, terwille van sy weer anders, is hy baie lig geraak as ek dit nie so doen nie. Ek gaan maar terwille van sy weer terug na Genesis 1:25 toe. Daarom kyk wat sê Genesis 1:25. Dis God se hart wat jy vanoggend hoor. Jy's God se hart. My vrou, ek is verskriklik jammer om te sê, my hart behoort vanoggend aan God. God is my hart. Maar gelukkig my beursie is nog jy. Sê ek kan nou. Kyk wat sê Genesis 1:25. Kom ons bevestig dit. Ek wil hê jy moet dit sien. Ek soek almal se aandag eers. As jy in die oggende opstaan en jy kyk jouself in hy spieël, dan sien jy die vervulling van die woord. Die woord het vlees. Wat se kans staan keelseer? Ons gaan nou by dit kom. Wat se kans staan worries? Ek sê jou, wat se kans staan 'n godsdiensgees? Wat se kans? Ek is vrede. Ek is krag. Ek is die heerlikheid. Heerlikheid beteken onder andere goeie opinie. Ek is die goeie opinie van God. God gebruik nie engele nie, man. God kon engele gebruik, draai. God gebruik vir jou. God wag vir jou om te ontdek wie jy is. Sodat hy homself in en deur kan openbaar as sigbaar. Genesis 1:25 sê, en God het die wilde diere van die aarde gemaak vir ons hulle soort, en die vee vir ons hulle soort, en al die diere wat op die grond kruip vir ons hulle soort. Toe sien God, kyk op die bord, toe sien God dat alles net goed is. Alles was vir God net goed. Met ander woorde, daar was vir God 'n leemte. God het iets gekort. Daar was vir God 'n leegte, daar was vir God 'n alleenheid. God het iets gekort. Wat het God gekort, mense? Wat het God gekort? Vers 26, en God het gesê, hey, en God het gesê, hey, laat ons nou mense maak. Laat ons nou mense word, na ons beeld, ons gelykenis, en laat hulle heers. En dan sê vers 31, toe sien God alles wat hy gemaak het. Dit was baie goed, en dit was aand, en dit was môre die 6de dag. En wat gebeur toe? Genesis 2 vers 1, soos dan voltooi die hemel en die aarde met hulle ganse leermag, en God het op die 7de dag sy werk voltooi. Hoe het hy sy werk voltooi? Wat is sy werk voltooi?
toe Jesus uitroep, dis volbring, toe sy werk voltooi, en God het sy werk voltooi, die hemel en die aarde en die ganse leermag. God het op die 7de dag sy werk voltooi wat hy gemaak het. Hy het op die 7de dag, kyk hierso, gerus, en op die 7de dag dit geseën. Hallo jou geseënde ding. God het dit geseën en dit hallo jou heilige ding, dit geheilig. Dit was God se vertrekpunt. Omdat hy daarop gerus het vir al sy werke wat God geskaap het, deur dit te maak, en die manifestasie as die 7de dag. Toe besluit God, dit is geseënd, werk is volbring, ek rus, alles is baie goed, dis afgehandel, en toe besluit God, nou gaan ek dit alles begin met my as die openbaarmaking, en God besluit, ek begin dit met 'n mens. Maar die arme mens, as die vervulling van dit alles. Die arme mens, hy wil hemel toe. Jessie, kan ek 'n oomblik gee van stilte om bietjie te dink oor dit? Alles was baie goed. Die mens die 6de dag en God rus 'n 7de dag. Hy seën, heilig alles, sodat die mens nou kan heers as baie goed op die aarde, as opgewek, verheerlik die begin, as die eerste. As jy nie uit die fontein Christus in jou leef nie, het jy nog nie die ware jy as hy die begin, as die eerste, ontdek nie. Kyk wat sê Efesiërs 3:20. Het julle gehoor wat ek gesê het? Kyk wat sê Efesiërs 3:20. Ek dink ek bring vandag baie goeie nuus. Kyk wat sê Efesiërs 3 vers 20. Ek gaan dit weer lees. As jy nie uit die fontein Christus in jou leef nie, het jy nog nie die ware jy as die begin, die eerste, ontdek nie. Efesiërs 3 vers 20, en aan hom wat mag het om nou te doen, ver bo alles wat ons bid of dink, volg ons die krag wat, waar is? Ek dog ons in die hemel. Nou hoor ek die krag wat in ons werk. Kyk wat sê vers 21, aan hom die heerlikheid in die gemeente, die liggaam in Christus Jesus, deur alle geslagte, sê alle geslagte, sê tot in ewigheid. Met ander woorde, van vanoggend af tot in ewigheid sal jou kinders, se kinders, se kleinkinders, se kleinkinders, se kinders, dit moet beleef op die aarde as die ware en dit moet manifesteer. Sê op die aarde. Sê 'n heerlikheid tot in ewigheid. En dis nie in die hemel nie. Daarom kyk wat sê Kolossense 1:18 nou oor dit. Kyk nou wat sê Kolossense 1:18 oor dit. Is dit nie mooi nie? Vers 18 sê, hy is die hoof van die liggaam. Die gemeente, hy wat die begin is, die eersgeborene uit die dode. Sê o gats. Sê hierdie begin as eerste is uit die dode. Met ander woorde, ons as die vervulling van die woord beteken, daar's geen dood meer nie. Met ander woorde, as jy doodgaan, het jy die woord wat vlees geword het, wat reeds volbring is, nie in vervulling gebring nie. Want jou vleesliggaam as tempel, as woning, as God se begeerte, as God se rusplek vir ewig is die vervulling van die woord. Maar as jy nie glo dit is volbring nie, is dit onmoontlik vir jou om dit in vervulling te manifesteer as dit is volbring. Hy is die hoof van die liggaam, die gemeente, hy wat die begin is, die eersgeborene uit die dode. Daarom as jy hom nog, luister mooi, daarom as jy hom nog gaan soek iewers daar buite jou, maak jy die woord wat vlees geword het, kragteloos. Ek bring groot stellings. Daarom kyk wat sê Kolossense 2 oor dit. Kolossense 2 vers 8. Mense, dis goeie nuus. Ek bring vir jou goeie nuus vandag. God kom vertel vandag vir jou wat hy van jou dink. En nou oor jou voel.
Kolossense 2 vers 8 sê, pas op dat niemand jou as 'n byt wegvoer deur die wysbegeerte en nietige misleiding nie volgens die oorlewering van die mense volgens die eerste beginsels van die wêreld en nie volgens Christus nie. Skryf in hakies die eindtyd prediking en in hakies die hemel toe gaan prediking, in hakies die wegraping teorie. Eerste beginsels, mensgemaakte oorlewering, 'n misleiding, 'n illusie wat die mens leef. Sê dit, moenie bang wees nie, skryf dit neer. Vers 10, vers 9, want in hom woon al die volheid van die Godheid liggaamlik, sê liggaamlik, maar wie is die liggaam? Ons. En julle het die volheid in hom wat die hoof is van alle owerheid en mag. Met ander woorde, hy as hoof, as eersgeborene, maar die liggaamlikheid, die volheid is jy, is ook as eersgeborene. Toe die kop uitkom, toe kom jy uit. Halleluja! As die begin, die eerste, as die vervulling van die woord wat vlees geword het. Daarom moes hy dit volbring. Met ander woorde, God rus. Jy leef uit dimensie, jy is geseënd. Jy leef uit dimensie, jy is heilig. Jy leef uit dimensie, jy is die eerste. Jy leef uit dimensie, jy is die vervulling. Ha, Here, wat kan jou stop? Wie wat stop jou? Onkunde. My volk gaan te gronde weens 'n gebrek aan kennis. Daarom is die ewige lewe om te ken. Luister nou mooi. Daarom moet ons akkuraat waarheid ken as vryheid en ons redding uitleef as volbring. Hoekom vryheid? Kyk op die bord, want hier was veroordeling. Wat doen die waarheid? Die waarheid bring vryheid. Ons moet ons vryheid uitleef as die akkurate ken van waarheid, as die manifestasie, as die vervulling van jou redding. Waarvan is jy gered? Ek kry die mense jammer. Wat die persepsie het, jou redding was hel om hemel toe te gaan. My vriend, jou redding was alles wat jou weerhou het om die woord wat vlees geword het te vervul op die aarde as die verheerliking Christus openbaar, die heerlikheid. Ek lees dit weer. Daarom moet ons akkuraat die waarheid ken as vryheid en ons redding uitleef as volbring. Hoekom vryheid? Vra 'n bietjie hoekom vryheid? Want jy is die begin as die eerste. Vra 'n bietjie vir jouself waarvan. Kom ek wys vir jou, hoe groot is dit? Kyk wat sê Romeine 8:19. Kyk wat sê Romeine 8:19. Kom ek wys vir jou hoe groot is dit. Romeine 8:19. Romeine 8:19 sê iets groots. Romeine 8:19, want die skepping wag. Sê alles was baie goed. Sê maar as gevolg van veroordeling, 'n vorm van straf en beskuldiging, was alles vervloek as gevolg van 'n mens. Daarom moet hy kom mens word om alles te volbring, en nou wag hy vir 'n mens as die vervulling daarvan om te heers. God kan nie lieg nie. En nou wag die skepping met reikhalsende verlange op die openbaarmaking van die seuns van God. Want die skepping is aan nietigheid onderworpe, nie gewillig nie, maar ter wille van hom, Adam, wat dit onderwerp het. In die hoop dat ook die skepping self vrygemaak sal word van die slawerny, van die verganklikheid, dood, veroordeling, straf, skuldbevinding, storms, noem dit op, aardbewings, tot die vryheid van die heerlikheid van die seuns van God. So waarvoor wag die aarde? Alles wag vir baie goed vir hierdie vryheid. Daarom is die begin van alles, 'n mens as eerste, die vervulling daarvan. Alles wag vir jou. En dit wag vir wat? Dit wag vir jou vryheid. Kyk wat sê vers 22, want ons weet dat die hele skepping tesame sug en tesame in baringsnood is. Nou toe sê gou vir my, al hierdie storms, al hierdie reën, al hierdie aardbewings, sê vir my,
Is dit profeseë wat in vervulling kom as 'n eindtyd? Of is dit die uitroep van die skepping al vir 2026 jaar vir die vryheid vir die seuns as die vervulling van die woord wat vlees geword het? Sê Here help. En hoe gaan dit manifesteer? En waar gaan dit manifesteer? Vers 23. En nie alleen dit nie, maar onsself ook, wat die eersteling van die Gees het, onsself ook in onsself in die aanwagting van die aanneming. Daai aanneming moet eintlik beteken die posisionering tot seuns, naamlik die verlossing van ons liggaam, wat ons gered in hoop, maar die hoop wat gesien word is geen hoop nie, want iemand wat dit sien, waarom hoop hy nog? Hoekom was dit 'n hoop? Want jy het die 40 jaar tydperk, en toe vat ons dit as 'n hoop. Weet jy wat, ek kan nie meer vat as 'n hoop nie, ek sien dit. En omdat ek dit sien, geniet ek alreeds 'n vryheid, as die vervulling, en skielik begin dinge om my reageer, en dinge gebeur. God is uniek. Ek weet nie of ek dit mag noem nie. God is fantasties. God beskerm jou op elke area. Ons ry verlede week Benoni toe. Ons het 2 uur hier weggetrek, ek en Annetjie. En my voertuig bly trek links. As ek stop by 'n motorhawe, dan sê hy wiel is pap en pompel hom. Ek kom in Benoni en hulle gaan soek 'n soepekwik op. Hulle haal daai wiel af. Hulle toets hom, hulle kry geen lekplek op buiteband nie. Die ou sê vir my, meneer, hy's amper 2.7 gepomp, waar hy 2.3 wees. Ek sê dit maak nie sin nie. Hy sê meneer, maar ek moet eintlik vir jou iets wys. Jou voertuig se remskuiwe, Engelse woord dispatch, is klaar, is yster op yster. God se manier om vir my te wys, jy kan nie so terugry nie. Dis hoe ek dit insien, want ek is die vervulling van die woord. Sê alles is baie goed, en ons rit en ons reis terug was baie goed. Sê alles is baie goed. Ken my in al jou weë en ek maak jou paaie vir jou gelyk. Die geheim is, wees gehoorsaam. Hoor jy wat ek sê? Moenie alles net opeet as toeval nie. Met ander woorde, die skepping, alles wag vir die begin as die eerste, die vervulling, sodat die mens kan, God gaan dit doen nie, God het vir die mens gegee, en hy wag net vir jou vryheid. So as in jou lewe enige vorm van straf is in jou lewe enige vorm van beskuldiging is, as jy sit met ou goed, as jy sit met gisters, as jy sit met mense wat jy nie kan vergewe nie, is jy nie die vervulling van die woord van God wat vlees geword het as alreeds volbring nie. Dink 'n bietjie so daaraan. Dink 'n bietjie so daaraan. Sê daarom 'n vryheid. Daarom 'n vryheid, my Vader. En nou is die vraag, en hoekom is dit volbring? Hoekom moes hy die werk kom volbring? Weet jy, dis 'n grootte. Met ander woorde, punt nommer 2 was, die skepping wag. Die storms wag. Vir hulle vryheid. Want God gaan dit doen nie, God het die heerskappy gegee vir 'n mens. Laat ons mense maak na ons beeldgelykenis, laat hulle heers. En God het begin met 'n mens as die vervulling. So alles wag vir my en vir jou. En punt nommer 3. Wat is nog die vervulling? Waarvan is jy nog die begin as die eerste? Wie wil weet? Dis groot, nog groter. Dis hoekom die dood se goeie dag. Nou smaal Chris daarom, hy het amper geworry nou. Weet wat, ek is nie bang om nie goed te sê nie. Want ek weet iets. En weet wat is lekker? Ek weet dit nie meer nie, ek is. Het jy geweet, kan ek 'n radikale ding sê om godsdienstig bietjie te skud? Ek is mos goed daarmee. Ek het nie geloof in God nie. Ek het nie geloof in God nie. Want Johannes 17 vers 3 sê nie, en die ewige lewe is om geloof en om te hê nie. Johannes 17 vers 3 sê nie, die ewige lewe is om te ken.
As jy sê jy het geloof in hom, dan sê Hebreërs 11, geloof is 'n vaste vertroue op die dinge wat jy nog hoop, 'n bewys van dinge wat jy nog nie sien nie. My vriend, ek sien dit en ek hoop dit nie, ek is dit, ek is die vervulling, daarom het ek nie geloof nie, ek ken hom. Yes, nou wil ek hierdie ruit breek. Ja, my vrou sê, breek die ruit, is in jou plekkie. Ekskuus tog, Fanny het nou vir my 'n kyk gegee. Fanny, ek sal die ruite mooi toemaak, ek gaan nou nie breek nie, hoor. Yes, dit die mense. Ek bring nie vir jou boodskapie. Ek is die boodskap vanoggend. Sê vir my vrou daar in die hoek, dis te laat vir haar. Richard sê, sy weet dit. Sy ken dit. Wat is punt nommer 3, want dis nog groter. Kyk wat sê Efesiërs 3. Efesiërs 3 vers 10 sê iets groots. Kyk wat sê Efesiërs 3. Efesiërs 3 vers 10. Kom ons lees vanaf vers, jy weet ek vers 9, jy kan terug na vers 9 toe. Efesiërs 3 vers 9 sê, en om vir almal aan die lig te bring wat die gemeenskap is van die verborgenheid, dit was 'n verborgenheid, wat van alle eeue af verborgen was, in God, wat alles geskaap het. Van wanneer was dit verborgen? Dit was verborgen vanaf die voor die grondlegging van die wêreld, maar dit is nou geopenbaar. Wat is daai verborgenheid? Daai verborgenheid vers 10, let so mooi, sodat nou deur die gemeente, wat die liggaam is, ek en jy, aan die owerhede en die magte in die hemele, die menigvuldige wysheid van God, bekend gemaak kan word. Wat beteken dit? 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 Kyk wat sê Jakobus 1:18. Ek gaan nou vir jou wys wat beteken dit. En dis waar my radikaliteit vandaan kom. Want ek ken iets. Daarom kyk wat sê Jakobus 1 vers 18. Ek bevestig gou en dan gaan ek uitwy oor wat dit beteken. Is dit reg so? Jakobus 1 vers 18 sê, volgens sy wil het hy ons voortgebring deur die woord van die waarheid, sodat ons as eerstelinge van sy skepsele kan wees. Kyk gou mooi, die waarheid van die woord is volbring, maar ek en jy as vervulling is die begin as die eerste. Hy wag vir die liggaam. Dit beteken onder andere, iemand het nou dag vir my gesê, daar's 'n 2-jarige kind oorlede, toe vra die persoon vir my, maar waar was God? Toe sê ek, nee, as jy uitgekom het by die vervulling van die woord, moet God vra, waar was jy? En waar was jy? Dis die vervulling van die woord, want alles moet weer wees baie goed. Nou gaan ek 'n bietjie vir jou inkleer. Ek gaan nou uitkom by die skepping. Ek moet hom vir jou inkleer. Kyk wat sê Genesis 9. Kyk nou wat sê Genesis 9. Kyk nou wat sê Genesis 9. Is ons nog oké, Zewie, met die tyd en met alles? Jy is nog vrede, Zewie, jy hoor nie 'n snaakse geluid hier buite of iets, dat jy dink dis die battery, soos nou die dag nie. So jy het nog vrede, my seun. Alles is nog reg by jou, alles is nog droog by jou, niks is nat of so nie, né? Jy's nog reg, né? Sê Rudy, wie wat ek kan nie, wie is lekker om gelukkig te wees? Vir die meeste ouens is hulle gelukkig as 'n vra jy vir hom, "Yes, jy lyk na 'n gelukkige man, hoeveel geld het jy?" Wie wat vra hulle vir my? Hulle sê vir my, "Yes, jy's 'n gelukkige man want ek kan sien God is in jou." Haai, julle sal nie glo tot Marina smile vanoggend. Kyk gou, hoekom wag die skepping vir 'n vryheid? Hoekom wag die skepping vir alles vir baie goed? Genesis 9 vers 1 sê, en God het Noag en sy seuns geseën, aan hulle gesê, wees vrugbaar, vermeerder en vul die aarde. En dan sê vers 2, die vrees en die skrik vir julle sal wees oor al die diere van die aarde, en al die voëls van die hemel, alles wat op die aarde beweeg, en al die visse van die see, hulle is alles in julle hand oorgegee. Wat was hierdie skrik, en wat was hierdie vrees? Het jy al in die veld geloop, en hier spring 'n hassie uit? Sê vir my,
hardloop die hasie na jou toe as die vervulling van die woord of hardloop die hasie weg? Hoekom hardloop alles weg? Hoekom is alles in barensnood? Hoekom is daar storms? Want daar's 'n skrik geplaas op die skepping as gevolg van die veroordeling van die mens. En nou wag die skepping, nou wag die kudu, nou wag alles, nou wag die storm, nou wag die aardbewing weer vir die vryheid van hierdie mens, sodat alles kan herstel as baie goed. Jesus. Maar die mens sê die aardbewings is die profesie se vervulling as eindtyd. Jy weet nie waarvan jy praat nie. Die aardbewing is in angs, is in barensnood, is frustreerd. Want daar's 'n skrik. Daar's 'n vrees op alles as gevolg van die veroordeling van die mens, maar toe kom word hy daar die mens, en toe ons as begin die eerste die vervulling, nou wag alles weer vir ons as die vryheid. Daai skaapchop, daai vet wat cholesterol bring en die mens doodmaak. Is dit daai cholesterol wat die mens doodmaak, of is dit die veroordeling in die hart van die mens? Daai skapie se vet. Onthou, ek het dit nie bygesit, ek gaan sommer sê, Johannes 3 vers 16 sê, so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het. Daai woordjie wêreld beteken, so lief het God die kosmos gehad, so lief het God daai skaapvetjie gehad, so lief het God die skepping gehad, so lief het God daai aardbewing gehad, so lief het God daai wat ook al gehad, daai slang, daai adder gehad, sodat alles kan terugkeer na 'n vryheid, as alles is op die aarde net baie goed en alles wag vir jou. Daarom sê in vers 7 vir hulle, Genesis 9 vers 7 sê hy vir hulle, maar julle wees vrugbaar, vermeerder, wemel op die aarde en vermeerder daarop. En daar's iets wat hy nie bygesê het, wat het hy nie bygesê nie? Hy het nie vir hulle gesê heers nie. Hy het gesê wees net onvrugbaar. Genesis 1:26 sê hy wees vrugbaar en heers. Hier sê hy vir hulle wees dit vrugbaar, want God het seker gemaak hulle gaan nie heers in hierdie vervalle toestand totdat alles volbring is nie en daar 'n nuwe geslag, 'n nuwe mens is as die begin van 'n vryheid sodat ons weer kan heers. Jy sê mense, is dit nie groot nie. Ek dink ons gee die Here eers 'n lieflike lofoffer vir dit. Ek quoteer sommer Romeine 5 vers 14, aangesien die dood deur 'n mens was, die dood was deur 'n mens, vanaf Adam tot op Moses. En Adam was 'n tipe van hom wat sou kom. Wie was die tipe van hom? Hy as die laaste Adam. Sê vir my, het hy gekom, is dit volbring? So is die dood veronderstel om te heers. Wat nou moet heers is 'n vryheid. As ons as die vervulling, sodat alles weer kan herstel. Sodat die takbok, sodat die duiker, sodat die steenbok saam met jou kan wandel. Want immers in die begin het Adam die diere se name gegee. As alles baie goed. Lyk dit of ons naby is? Sê ons is bitter ver van waarheid af. Bitter ver. Daarom sê Romeine 8:21, die skepping alles wag vir die vryheid. Alles wag vir die vryheid van die seuns van God. Mense, is dit nie groot nie? En daar was 'n profesie oor dit uit. Kom ek wys gou vir die profesie. Sê vir my, moet die profesie of is die profesie in vervulling gebring? Kyk gou wat sê die profesie. Kyk gou wat sê Jesaja 11. Ek is amper klaar. Kyk gou wat sê Jesaja 11. As ek jou verveel, ek is amper klaar. Kyk gou wat sê Jesaja 11. Kyk gou die profesie oor dit. Kyk gou wat sê Jesaja 11. Jesus Here, Here my God, dit is so fantasties. Weet jy wie is jy? Jy is die vervulling van die woord. Weet jy wie is jy? Alles sal wees baie goed. Weet julle wat, julle agtergekom, jy gaan hou vakansie by 'n plek, Dirk sal meer beter weet as ons, jy gaan hou vakansie en skielik sien Dirk my goeie, hier stap 'n kudu deur die huise. Dirk, wat doen, dit maak jou opgewonde. Jy sê, hy roep almal, hy sê, kom kyk hierdie kudu, hoekom is jy opgewonde?
Hoekom raak jy opgewonde? Hoekom kan jy nie wag om Mosselbaai toe te gaan om die walvisse te gaan kykie? Wil jy weet hoekom? Want die waarheid in jou roep uit dat alles wag vir die vryheid as die openbaarmaking, sodat alles kan wees baie goed. Hoe die Here is wonderlik. Kyk die profesie. Kyk wat sê Jesaja 11 vers 6. Kyk wat gaan gebeur. Dan wy die wolf by die lam ook koek. Dan wy die wolf by die lam en die luiperd gaan lê by die bokkie en die kalf en die jong leeu en die vetgemaakte vee by mekaar en 'n klein seentjie sal hulle aanjaag. Moet ek ophou of moet ek sê Here, moet ek sê gaan aan? Die koei en die berin wy en hulle kleintjies lê by mekaar. Hoor hierso, en die leeu eet strooi soos 'n os. Sê Here, hier's nou 'n fout. Wat doen die leeu om te eet? Hy vang 'n bok. Hy sal nie meer die bok kan vang nie, want daar sal nie meer veroordeling wees nie, net 'n vryheid, en die leeu sal strooi eet soos 'n os. Het jy dit al gelees in die Bybel? En die suigeling speel by die gat van 'n adder, en die gespeende kind steek sy hand uit na die kuil van 'n basilik. Hulle sal geen kwaad doen of verderf aanrig op my hele heilige berg nie, want die aarde sal vol wees van die kennis van die Here, soos die waters die seebodem oordek. Luister mooi. En vers 10, en in die dag sal die nasies vra na die wortel van Isaai, dis die Christus, wat daar staan as 'n banier van die volke. Luister mooi, en sy rusplek sal heerlik wees. Psalm 132 vers 13 sê, hy het Sion, hy het vir jou begeer as rusplek, as woonplek vir ewig. Met ander woorde, as jy as sy rusplek heerlikheid is, gaan die leeu strooi eet soos 'n os. Want jy is die begin as die eerste, as die vervulling van die woord. Jesus, is dit nie mooi nie? Is dit nie groot die Here? Is dit nie mooi nie? Daarom kyk gou wat sê Kolossense 1:15. Rudy, wag ons vir dit of wat? Kom ek wys gou vir jou hoe hartverskeurend is dit. Kyk wat sê Kolossense 1:15. Kyk gou wat sê Kolossense 1:15. Vers 15 sê, hy as die hoof, jy die liggaam, jy die vleesliggaam, vlees van sy vlees, been van sy vlees van sy vlees, been van sy been. Vers 15 sê, hy is die beeld van die onsienlike God, die eerstgeborene van die hele skepping. Kyk op die bord. Hierso, toe hier 'n wedergeboorte plaasvind as die eerste, is ons die begin as die eerste van die nuwe skepping, die ware. En alles wag al vir 2026 jaar in barensnood. Dis soos 'n vrou wat moet baar, maar die kleintjie sit vas. Vir 2026 jaar sit die nuwe volmaakte skepping vas. Dit kan net nie uiting gee nie, want die mens gaan hemel toe. Jessie, wag, hou vas. Efesiërs 3 vers 9, gaan soontoe. Die volgende een. Die owerhede. Die magte. Wat van hulle? Kyk wat sê Efesiërs 3. Het is iets jy ontvang sover. Kan jy sien wie is jy? Kyk, sê vir my, hierdie boodskap, sê dat kan net van God kom. Ek is so lief vir hom. Ek is so lief vir hom. Ek is, sê Johannes, sê dit, ek sê bietjie saam met my, ek is so lief vir hom. Ek is so lief vir u. Heilig my in u waarheid. Dis my daaglikse gebed, heilig my in u waarheid. U woord is die waarheid. Efesiërs 3 vers 9, en vir almal aan die lig te bring wat die gemeenskap is van die verborgenheid, wat van eeue af verborge was, in God wat alles geskape deur Jesus Christus, sodat nou deur die gemeente aan die owerhede en magte in die hemele die menigvuldige wysheid van God bekend mag wees
bekend kan word volgens die ewige voorneme. Sê dit was die ewige voorneme voor die grondlegging van die wêreld wat hy in homself opgevat het in Christus Jesus, ons Here. Wat beteken dit? Dit beteken ons stryd is nie teen vlees en bloed nie. Daarom, kyk wat sê Efesiërs 6, ek is amper klaar, Efesiërs 6 vers 12 sê, want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. Sê daarom, Johannes 17 gou. Kyk gou wat sê Johannes 17. Kyk gou wat sê Johannes 17. Vers 2 sê, soos u hom mag oor alle vlees, sê alle vlees, gegee het, onthou jy dat die skepping wag vir die openbaarmaking van die seuns as die verlossing van jou vleesliggaam. Met ander woorde, ek soek jou aandag. Hierdie vryheid lê in jou vleesliggaam as tempel. Wat maak die mens dood? Wat maak siek? Enige vorm van veroordeling as straf, as spanning. Met ander woorde, elke orgaan, elke deel van hierdie liggaam, hoeveel? 36 triljoen selle moet 'n vryheid geniet as die tempel van God, as die rusplek vir ewig. Dis hoekom, as jy nie jou liggaam oppas nie, gaan spanning en stres seker maak, jy gaan een of ander tyd tot stilstand kom en jy moet dokter toe gaan weens 'n siektestoestand. Die rede is, jou liggaam wat wil lewe, maar jou bewustheid is jy so oortuig, jy moet jaag en jaag en jaag. Of ons gryp na wêreldse goed as verslawings, terwyl ons liggaam uitroep as rusplek, want die skepping alles wag vir die openbaarmaking van 'n liggaam as 'n vryheid, die tempel, die huis, die woning. Want jy is die koninkryk, jy is die vrede. Dis nie iets in jou nie, jy is die Christus. O, dis groot wat ek vir jou vertel, as jy dit gaan snap. Soos u hom mag oor alle vlees gegee, sodat hy aan almal wat u hom mag gegee, die ewige lewe kan gee. En dis die ewige lewe dat hulle u ken, die enige waaragtige God in Jesus Christus wat u gestuur het. Wat beteken dit? Deur my gaan die owerhede, die magte van die lig nou luister na my. Want die owerhede, die magte, ons stryd was nie teen vlees en bloed nie, maar teen geeste. Want enige gees se wettige reg op die aarde, hy soek 'n vleesliggaam. Daarom is daar siekte, daarom is daar verslawing, daarom is daar duiwels, daarom is daar wat ook al, onrein geeste, daarom is daar bose geeste, daarom is enige vorm van siekte 'n gees van krankheid. Maar vir my en vir jou, as die begin, as die eerste, het ons die mag en die autoriteit om vir 'n gees te sê, uit, jy het nie reg nie, gaan. Want daai vleesliggaam is die enigste rusplek as woonplek, die enigste koneksie tussen hemel en aarde, wat selfs die skepping 'n vryheid gaan geniet. Hoor julle wat ek sê? Want dis al wat God het as tempel. Hy woon nie in 'n huis met hande gemaak nie. Dis al wat jy het, dis al wat jy het as die begin, as die eerste, as die vervulling van die woord, wat vlees geword het. Is dit nie mooi nie? Daarom, kyk wat sê Handelinge 10. Kyk wat sê Handelinge 10. En wat is die uiteinde van so 'n gees? Wat is die uiteinde van krankheid? Wat is die uiteinde van verslawing? Met ander woorde, daar is nie tot in, kan julle dit sien? Jesus, is dit nie groot? Is dit, mense, ek weet nie hoe moet ek dit beskryf nie, maar dis wonderlik. Daarom kyk wat sê Handelinge 10 vers 38. Met betrekking tot Jesus van Nasaret, hoe God hom gesalf het, met die Heilige Gees en met krag, hy het die land deurgegaan, goed gedoen, almal genees, sê almal. Almal genees wat onder die mag van die duiwel was, omdat God met hom was. Die duiwel is ook 'n gees, is 'n sekere beginsel van denke. Is interessant nie, kyk op die bord. Toe Jesus hier begin beweeg, toe doen hy wat? Want hy het geweet, ons is die begin van die eerste as die vervulling. Toe begin hy almal
En hy begin want dis die mens wat die begin is van alles. As jy vandag dit doen, dan sê hulle vir jou, dit was vir daai tyd, dis nie vir vandag nie. Ons is so flippend ver agter. Ons begrawe hulle. Ons neem aan, jou siektestoestand is van God, want God wil jou iets leer. Dis 'n leuen wat verkondig word. Sê met betrekking tot Jesus van Nasaret, hoe God hom gesalf het. Sê God het hom gesalf. Sê saam met my, maar God het nie net vir hom gesalf nie. Sy weet, dis nie by nie, ek gaan dit net lees. Kyk wat sê 2 Korintiërs 1. Kyk wat sê 2 Korintiërs 1. Niemand van ons het 'n verskoning nie. 2 Korintiërs 1 vers 20 sê, want hoeveel beloftes van God daar ook mag wees, in hom is hulle ja en amen, tot heerlikheid van God, deur ons as die begin van die eerste. Maar hy wat ons saam met julle bevestig in Christus, luister mooi, en ons gesalf het, is God. Jy's net so gesalf soos hy, want soos wat hy is jy. Hy as die hoof, wie is die liggaam? Wie is die begin as die eerste? So met ander woorde, elke gees, wat nie Heilige Gees is nie, moet luister. Maar hoekom luister hulle nie? Want jy sit met veroordeling in jou eie hart. En jy geniet nie jou kyk wat sê Matteus 10. Matteus 10 vers 1 sê, en Jesus het sy 12 disippels na hom geroep en aan hulle mag gegee oor onrein geeste om hulle uit te dryf en om elke siekte en elke kwaal te genees. Sê vir my, is daai mag net vir hulle gegee? Weet julle wat doen ons? Ons redeneer so, toe oom Koos kanker gehad het en oom Koos het ontslaap, hy het gesterf, toe sê ons, prys die Here, hy is nou op 'n beter plek, hy is nou verlos van sy kanker, dis nie die waarheid nie. Vir God was die beter plek, oom Koos moes genees gewees het van sy kanker. Hoekom is oom Koos nie genees nie? Want die mens wat die begin is as die eerste op die aarde, deur wie hy sy heerlikheid wil openbaring as die vervulling van die woord, sy eindbestemming is die hemel. Dan sê hy in vers 8, gaan preek en sê die koninkryk. Wat is die koninkryk? Is die koninkryk in jou of is jy die koninkryk? Kan ek hom maar reg lees? Gaan preek en sê Chris, gaan preek en sê Dirk, gaan preek en sê Zewi, vanuit die hemel, vanuit hom, het vir hulle naby gekom, hier is hy. Genees jy die sieke, maak jy die sieke gesond, reinig jy die melaatse, wek jy die dooie op, dryf jy die duiwel uit, jy dit nou verniet ontvang, en verniet, moet jy dit gee. Is interessant nie, al Jesus se genesings en alles het plaasgevind op die 7de dag, volgens hulle die Sabbat. Hoekom? Want binnekort, 3 dae, is dit die begin van die ware, die nuwe. En so moes dit vandag gewees het. Maar toe bou ons hospitale, ons lei dokters op, prys die Here vir hulle, en ons skep plekke, ons noem dit afbop, ons noem dit Rakatusa, en ons aanvaar en neem aan. Dis nou die plek. Sê, as jy by Rudy is, en in sy bediening is, sê, dis 'n goeie dag, vandag. Ek sluit af. Lukas 13. Lukas 13. Lukas 13 vers 11. Daar was 'n vrou wat 'n gees van krankheid 18 jaar lank gehad het, sê 'n gees. My vriend, daai keelseer, daai griep, daai virus is 'n gees. En daai gees wag vir die liggaam, vir jou, om aangespreek te word.
En solank ons 'n pilletjie drink, gee sy gees toestemming. Kan ek maar myself wees vanoggend. En daar was 'n vrou wat 'n gees van krankheid gehad het, 18 jaar lank. En sy was in mekaar getrek en glad nie in staat om regop te kom nie. En toe Jesus haar sien, roep hy haar en sê, vrou, jy's van jou krankheid verlos. Sê vir my, wat keer jou om dit te sê? Jy dieselfde mag, dieselfde salwing, sê onkunde, sê veroordeling in my hart. Ek voel skuldig oor iets wat ek gedoen het. En het haar van die hande uit, en hy het die hande opgelê, onmiddellik het sy reg opgestaan en God verheerlik. Ek soek jou aandag. Sê vir my die kennis van die heerlikheid by die aarde moet val. Die verheerliking is onder andere geen siekte en geen dood, volkome genesing alle mense. Dis deel van die verheerliking. Vers 14. Aangesien Magdal nou kyk by Annetjie watter vers dit is vers 14. Maar die owerste van die sinagoge wat verontwaardig was, sê hulle sal verontwaardig wees dat Jesus op die Sabbat genees het, antwoord en sê vir die skare, daar is 6 dae waarop 'n mens behoort te werk. Kom dan op die dae en laat jou genees en nie op die Sabbat nie. Sê, dis die ironie van die illusie wat die kerk tot vandag glo. Hulle het vir hom gesê, luister man, jy het 6 dae gehad, hoekom Sabbat? Hoekom het jy op die Sabbat genees? Want binnekort 3 dae later was dit die begin van die vryheid, van die herstel van alles. So ek en jy is die vervulling van die woord. Punt nommer 1. Om die sieke te genees, om die skepping sy vryheid te openbaar. En die enigste plek is om uit te kom by die waarheid, om so akkuraat die waarheid te ken, dat jy jou redding as vryheid, as verlossing kan geniet en die res gaan outomaties in plek val. Amen. Annetjie sê ek moet gou Lukas 13 vers 13. Lukas 13 vers 13. En hy het daar die hande opgelê en onmiddellik het sy reg opgestaan en God verheerlik. Is dit daai een? Vers 32 sê, en hy het vir hulle gesê, gaan vertel daardie jakkals, kyk ek drywe duiwels uit en maak gesond, vandag en môre, en op die 3de dag is ek klaar. Yes, dis 'n groote. En toe hy op die 3de dag klaar is met dit as opgewek, as ek en jy die begin as die eerste van dit tot in ewigheid. Nou, al wat ek raak sien is, gaan sê vir daai jakkals. Moet ek vir iemand sê, gaan sê vir daai jakkals. En vers 31, en op dieselfde dag het sommige van die fariseërs daar gekom en vir hom gesê, gaan weg en vertrek u vandaan, want Herodes wil u om die lewe bring. En hy het vir hulle gesê, gaan vertel daar die jakkals, Herodes, kyk ek dryf duiwels uit en maak gesond, vandag en môre, en op die 3de dag is ek klaar, en dan moet die mens, as jy begin, oorvat die vleesliggaam en aangaan met dit. Halleluja, dankie my vrou, sê vir die Here, dankie vir so 'n vrou, en gee die Here 'n lekker lofoffer. Amen.